You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Lord, that is who you are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Come on, sing it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. 'Cause you are the way. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
het 'n boodskap gestuur en gevra of ons dadelik van begin bid en intree. 3 dae na dit is hy uit die hospitaal uit. Hy is gesond, hy loop, hy is weer om ou self en dit kan net gebeur deur ons wonderwerkmaker. Dit kan net gebeur deur ons waymaker. Ons God kan wonderwerke. Vanoggend wil ek die dinge verander en ek wil nie hê ons moet vir die gebedspunte bid nie, maar vanoggend word stil en bid vir jouself. Gee jou bekommernisse neer vir die Here. Sê vir die Here, you are my waymaker. Gaan neer om jou hart swaal neer, wat in jou hart kan gaan. Miskien 'n persoon, miskien finansies, miskien jou eie besigheid, miskien jou vrou, jou kinders, jou gesondheid. Gaan neer vanoggend by die Here neer en vra vir hom om jou te help. Dan wil ek net gou vir ons die vers lees voor ons bid, sodat jy kan verstaan wat die Here vir ons sê. In Jeremia 29 vers 12 sê dit in Engels. Then you will come on me and come and pray to me, and I will listen to you. As jy na God toe gaan met jou gebede, gaan God na jou luister. So kom ons raak rustig en bid. Liewe Here, ons kom lê elke gebed wat vanoggend opgegaan het na U toe voor U neer, Vader, en ons kom vra, Here, come and be the waymaker, Here. Kom en maak vir hulle paaie oop waar hulle paaie nodig het, Vader. Come and be the miracle worker, Here. Kom maak wonderwerke bewaarheid, Vader. Kom en genees, Vader. Kom en gee blessings, Vader, daar waar dit nodig is. U weet wat in elke mens se hart aangaan, Vader. En elkeen het vanoggend net vir U kom neerlê, Vader, en U sê in die woord dat as ons vir U gee, gaan U luister, Here, en ons kom dit daarvoor, Vader, ons kom vra dat U sal kom luister. Dankie dat ons U kan dien. Dankie dat U na ons luister, Here. Dankie vir genesing, Vader. Dankie vir bepaaie. Dankie vir U wonderwerke. U is so goed. Amen. Ons begin jouself aan die klap, vermoed jy is die kerk. Jy is so sit vir jou longshow as jy nog nie het nie. Geef 'n kompliment oor sy klere dra. Sy skoene. Wat is dit wonderlik om julle verhoor hier in ons gemeente. Dis so lekker oor 'n lang naweek. Ek sê altyd 'n lang naweek kan mense sterk op plek anders te wees as by die kerk. Maar dit is verhoor hier so. Ek waardeer dit ongelooflik. Ek sê so, ek staan hier so hulle sing. Ek sê net wat 'n geweldige, talentvolle gemeente het ons in. Ja, ek sê so ek sê Here, jou goodness is running all over this place. Jy weet ons het iemand ongelooflike besigheidsmanne wat regtig die kerk finansiëel lei en pot en gee en die besigheid gee om hierdie te laat werk. Dit is so mooi. Ons is ongelooflik vrywillig. Luister nie een vrywilliger, nie een ou begroet nie om vleis in die boom word een ou sent betaal. Niks, nie 'n sent betaal nie. Altyd is dit alweer hier. Nou, dis lekker. Nie een betaal nie. Dit was so in die goodness van die dit kan self bly. Net hoor dan is al net nog self bly. Nog iemand het 'n hand opgesteek en gesê luister, ek wil self bly. Dis 'n klomp fantastiese mense in die kerk. Elke member wat iemand nooi. Vir my geweldig. Hy sê hier so dat jy twee jaar die ene genooi het. Dit is men die Here se vir ons. So kom ons aan ek het gehoor in die span gedeel. Iemand het my nou gesê en ek sê wel oplees in die kerk is one, soos in Hebreë one, ons het one. Alright. En as jy agter vir voorskryf is dit now. Alright. Maar dan het dit God wil now doen something. Wie ons bring die Bybel now. Ons het hier ook wat sê ek weet dit is die grootste plek op hierdie saal en mense in skool sal en so baie van hulle plek wat gewees het met 'n series TV screen en 5 miljoen gebou wat dalk net so doen something now. Put in me now. Ek weet wat keer nou baie is graag en wanneer jy so aan die ander kant die raak wel en jy gaan die son weer met jou kop op brand. But God can still do something now. God can do something now. God is nie op die wag om ons eie plek hê. God is nie op die wag om te leer ons God te doen. Right. So baie welkom hier so môre as jy die hele keer vir ons gemeente is. Ons kerk God in die kerk. We believe we win every time. Alright, jou winning is anders as my winning, maar jou victory is anders as my victory. Maar goed.
En die sin gesê, net so 'n klomp amazing mense in die kerk het net so verhoor as ek aan die woord nie, kan hulle so, my vrou het gesê, ek maak nie die morgen kweek nie, dat ek is te erg geweest om spraak oor Job, ek is te erg geweest op sin vir die hele. Allemaal het al praat sê, nee, so was te erg geweest, so beteken dat week af, terwyl ek volgende week al praat oor Job. Kritiseer, ek het nog 'n paar oor die ander. Dat was nog 'n lekker gesels die nog gebeur. Maar een van die ongelooflike individue in ons gemeente is Reinoud. Die een van hy speel gewoonlik die klavier en ek het ons vir Reinoud ken, dat is op jong individue en sy opsy vriende. En sy opsy vriende en sy praat met my en ek sy vriend van wees, ek wel geen na die nommer te kyk hoe is hy. Maar ek is so meestal genooi na ons self toe en hy het ook iets van ons self van daar 10 jaar, 12 jaar, 15 jaar gedaan. Is ons nog steeds vriende verloor. En elke keer as ek 'n ding aangepak het in die kerk, elke keer as ek 'n ding aangepak het, luister die, ek gaan dankbaar is, ek gaan 'n nuwe gemeente begin. Hy het gesê, luister, let's do it. Ek gaan saam met jou. Where you go, we go. Our God is our your God. Your God is my God, our God, waar het woon. So ons is net in Reinoud, so ongelooflike individu. Hy kan ongelooflik as talentvol in musiek, maar ek dink ook hy's 'n wonderlike spreker en kommunikeerder. So dis verloor in vir 'n retreat. Ek het al heel veel vandag weer te preek, sy moeilikste preek. Ek het wel 'n moeilike keer gegee om ek niets te sê oor. Maar hou jy van my en nie van hom. So dis wonderlik. Ek spoes daai skool raai oor hy het ons woord die ons is ek soek op gewonder hy nou die ander hier die keer jy nog veel tyd om weer liefde vir die kerk en liefde vir die mense. En nie net Dankie pastoor, ek waardeer dit. Ek moet sê, soos pastoor nou gesê het, ek is gewoonlik deel van die band, so my muscle memory wil inskop en begin hardloop, maar ek is rustig hier by Christdorp vanoggend, so dis vir my voorreg. Alright, ek wil sommer so afskop vanoggend en ek wil vra, wie van julle, en hy het nou hande op, het nou al ooit aansoek gedoen vir 'n werk, en aan die onderkant van die werk staan daar, we are looking for highly motivated and goal-driven people. Het iemand dit al raak gesien? Ja, dis basies op elke werksadvertensie wat mense nou wil doen. Maar nou hande op, wie dit al gesien en gedink, man, dis ek. Ek is highly motivated en goal-driven. Let's go, let's go, let's go. So 'n bietjie minder, maar daarom 'n paar van ons. Maar man, dit was ek gewees op 'n stadium. Jessie hoor, ek was soos, ek is highly motivated, ek is goal-driven, I can do this. Ek is die ou vir hierdie werk. Ek moet een van daai top 1% people wees, want come on man, dit wat julle soek is dit wie ek is. En op 'n stadium in my lewe het ek agtergekom, dis nie noodwendig altyd die regte ding om net highly motivated en goal-driven te wees nie. Want op die einde van die dag is motivation direk gekoppel aan jou emosies en hoe jy voel vir die dag. En nie noodwendig aan die dissipline wat jy moet hê nie. So as ek vandag wakker word en ek's bietjie moeg en ek's bietjie af en hoe voel jy vandag en ek sê lus nie, dan kry jy niks gedoen nie want jy is nie vandag highly motivated nie. Maar as jy dissipline het, dan is jy in vir dit en jy is reg vir die saak. Dit moet gedoen word, maak nie saak hoe jy voel nie. En dan selfde geld nou weer vir die ander kant. As jy goal-driven is dit great. Maar dit is nie noodwendig altyd die beste idee om net jou oë op die ander kant van die doelwit te hê nie. Want tussen A en Z is daar 'n hele proses wat gebeur wat baie modderig kan raak. Want sien, jy kan nog steeds jou doelwit bereik en oor mense loop om daar te kom. Jy kan mense soos rubbish behandel en by jou doelwit uitkom. Of nog erger, jy kan jou goddelike doelwit bereik en geen tyd saam met die Here spandeer soos wat jy dit doen nie. En dit raak 'n probleem. En die vraag is dan, wie is jy? Wat is jou karakter? Is jy die tipe mens wat in 'n kamer instap en mense begin so met die exits vind, hierso, let's go, kom ons gaan uit, want hierdie persoon se negativiteit kan ek nie handle nie. Of is jy die tipe persoon wat in 'n kamer instap en alles ophelder? Jy's positief. Jy het 'n positiewe energie wat om jou gaan. Jy praat moed in mense in en mense kan net nie wag om meer tyd saam met jou te spandeer nie, want jy is net een van daai uplifting mense. God is more interested in the person you are becoming than the goal you are reaching. Ek het nog altyd hierdie gevoel in my gehad, man, die Here, hy wil iets groot met my doen. Ek gaan elders gaan, ek gaan die wêreld deurgaan. Ek gaan met groot skare mense gesels, we're going to do this. Our top 1 motivated people, we're going to do this. Let's go.
Maar die Here is besig om die laaste tyd hard aan my te werk en spesifiek aan my karakter te werk. En vir my te sê, hey, calm down, relax jy net. Wat van die klein goedjies in die lewe? Is dit nie dalk op die einde van die dag wat die groter goed in die lewe is op die einde nie? En die Here herinner my so op 'n stadium, ek het met iemand gesels met een van my 700,000 werke wat ek al gehad het. En ons het so net voordat ons begin werk het so oor koffie begin gesels. En die vrou sê vir my, ek kan nie eens meer onthou waaroor die gesprek gegaan het of wat dit noodwendig was nie, maar ek onthou sy het gesê sy is bitter teleurgesteld in die Here. En daar's 'n wedge tussen haar en die Here. En sonder om preachy te wees of enigstens te probeer om 'n einddoel daarso met haar te bereik, net objektief geluister, bietjie raad gegee van wat ek kan gee, van wat my perspektief of my oogpunt was. En op die einde van die dag het haar hele hart gedraai. En in plaas van dat sy nie op 'n lekker space met die Here was nie, was sy content met haar situasie. Nie noodwendig happy nie, maar sy was content en sy het verstaan. En ek ervaar net die Here sê dit, daai oomblik, presies daai goeters wat julle daar, die klein oomblikke wat niemand eers raak sien nie, dit is vir hom belangrik. En is dit nie die tipe goed wat ons moet nastreef nie? Elke klein oomblikie wat ons in ons lewe het, daai geselskap wat jy met 'n vriend het wat net bietjie af is die dag, koffie wat jy aanbied, 'n skouer om op te luister, is daai goed nie op die einde van die dag soveel groter as om net 'n platform te hê of 100,000 followers of om TikTok famous te wees nie. Want die ripple effek van om iemand se dag 'n bietjie beter te maak is soveel verder as wat ons ooit sal sien in kamers wat ons nooit eers sal wees nie. Ek sien deesdae op social media as 'n nuwe buzzword, micro-learning. Het iemand dit al gesien? Sê verby scroll op alles? Nee, net ek. Okay, dis my feed obviously. AI het geluister en hy het voorsien. Maar micro-learning is die ding wat opkom. Jou cortisol is high, jy moet dit afkry, jy moet in plaas van heeltyd te swipe en te doom scroll. Kom ons leer elke dag ietsie, micro-learning. Dit bring jou 'n bietjie verder in die lewe. En die waarheid van die saak is, as jy is in jou lewe waar jy is, en jy is nie 100% gelukkig met jou omstandighede nie, soos wat pastoor Erik ook al oor gepreek het jy die krag om dit self te verander. Jy kan daai beter lewe nastreef wat jy wil, maar if you want something you've never had, you have to do something you've never done. En dit is waarop ons moet fokus. Ons moet fokus, skuif jou fokus van wat jy wil bereik na wie God wil hê jy moet word. Ek wil hierdie voorbeeld gebruik. Elke jaar, die einde van die jaar, besluit ons, volgende jaar moet ons change bring. Waar is al die mense wat nuwejaarsvoorneme maak? Laat ons sien. Al die hande op, nuwejaarsvoornemersmakers. Daar sê, ja, ek is skuldig daaraan. Okay. Kom ons vra so. Van almal wie al hande opgesteek het, wie het al die voornemens actually bou? Krik, 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 krik. Ja, even ek ook, maar hande is af. Die probleem met dit is, dis moeilik om ons voorneme te bou, want ons fokus is op die doelwit, en nie op wie ons moet word, sodat ons die doelwit kan bereik nie. Ek hou daarvan om 'n voorbeeld te gebruik van die dieet, want ons almal was al daar op een of ander stadium van ons lewe, of jy nou wil optel of aftel of bab word of pap word of whatever jy wil doen, ons was almal op 'n dieet op een of ander tyd. En is een ding om te kan sê, ek het my doel bereik, ek het 5 kilos opgetel en 5 kilos afgeskit en wat ook al, maar direk daarna, dan gaan jy net weer terug na jou gewone dieet, toe mens het mos nou jou doelwit bereik. So dan kan jy weer teruggaan na jou old ways. En dan tel jy weer op of af, of jy gaan weer in die teenoorgestelde rigting, wat jy eintlik bedoel was om in te gaan. So wat van, in plaas van om te sê, ek wil gewig optel, of ek wil gewig afskit, kom ons sê eerder die volgende. Ek wil iemand word wat gefokus is op gesondheid. Wat die tempel van God eer met wat jy eet en hoe jy oefen. Jou perspektief verander van wat jy moet bereik na wie jy moet word sodat jy dit kan bereik. En ek het van hierdie quote gehou wat hulle sê, healthy people lose weight. People who lose weight aren't necessarily healthy. Want weer eens, jy kan shortcuts vat en oor mense loop en wat ook al doen, A tot Z wat modderig is om jy doel te bereik, maar dit beteken nie jy die regte pad gevolg nie. Of, andersom, in plaas van om te sê, yes, ek wil skatryk wees eendag, ek wil net dag worry oor geld nie, ek wil net kan gooi daar waar ek gaan. In plaas van dit, kom ons sê eerder, ek wil iemand word wat hardwerkend is,
wat dit wat hy ontvang het van die Here met wysheid heers oral waar hy is, wat vrylik gee en die Here die God liewer het as geld self. En dan sal die Here vir jou multiply. Of in plaas van hom te sê, man, ek wil hierdie jaar die Bybel deurlees en van hier af elke jaar stryd deur A tot Z lees. En dan gaan ons op ons Bible app en ons tik 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 en dan mis jy so 2 of 3 dae en ons sê, wel die streek is verby, ons kan hom net sowel opgee en hierdie Bybel lees vir die res van die jaar, nee, ons kan volgende jaar weer begin. In plaas van om dit te doen, kom ons sê eerder, ek wil iemand wees wat die Here se woord lief het en elke dag daarvolgens meer en meer te probeer leef. Jesus praat in Matteus 5 vers 3 tot 12, praat hy van die Beatitudes in Engels, ek het die Engelse weergawe gevat. En ek het hulle split dit op en sê die Beatitudes, die attitudes wat ons moet hê in lewe. En onder andere noem hy die volgende, die mense wat weet dat hulle God nodig het, die nederiges, die vredemakers, die wat smag na die wil van die Here, die wat vervolg word as gevolg van die Here en nog vele ander. Hierdie is die gelukkige mense, want die Here is by hulle. Hy sien hulle en hy sal hulle seën. Want God beloon getrouheid, daai faithfulness, daai sang wat ons altyd sing, teenoor dit wat vir jou gegee is en nie wat jy uit jou eie wil uit bereik het nie. Wie is jy besig om te word in die proses? Hulle het op 'n stadium 'n studie gedoen tussen 'n groep mense, 5 miljonêers gevat en hulle het 5 hawelose mense gevat. En vir die 5 miljonêers het hulle geld weggevat en gesê ons gaan jou op die straat sit, ons kyk wat gebeur. En die wat haweloos was, het hulle elkeen R1 miljoen voorgegee of $1 miljoen wat ook al die studie was. En interessant, die mense wat geld gehad het en voor weggevat was, het vinnig weer op hulle voete gekom en van die straat afgekom en hulle lewens weer verbeter stap vir stap. Maar die ouens wat niks gehad het nie en elkeen R1 miljoen ontvang het, was baie vinnig weer terug op die straat gewees. Sien, want die ding is, om baie geld te kan hê, het niks te doen daarmee om baie geld te hê nie, maar alles te doen met jou houding en wie jy is as persoon. En dieselfde aan die ander kant. Baie keer land ons op in 'n situasie, finansiële situasie, wat jy nie kan help nie. Maar as gevolg van jou eie geestelike mindset, bly jy daar en jy kom nie verby dit nie, want ons almal kry geleenthede. God gee vir ons elkeen 'n geleentheid op 'n pad om te stap en jy kan of kies om dit te ignoreer en te sê, nee, dit is so moeilik, arme ek. Of jy kan die geleentheid vat en sê, man, ek bewe eintlik in my broek, but let's do it, soos wat ek volgende hier staan. Be transformed by the renewing of your mind. En hier kom dit nou, harde woorde. Partykeer is die oorsaak van al die probleme wat jy in jou lewe het, jy. Ja, want hier waar jy sit vanoggend, is jy die totale slotsom van alle besluite wat jy in jou lewe geneem het. En daai is harde woorde, en daai is harde woorde wat ek self moes internalise. Ek het al op 'n stadium so 'n bietjie van my testimony gedeel en so 'n bietjie van die tieners gepraat en so aan, maar ek het regtig vir 10 jaar lank horrible werke gehad. Terrible tyd deurgegaan, soos ek daar gesê het, 700 werke, dan ek hier, dan ek daar, net om my lewe te probeer vind en my voete te probeer vind. En dit was regtig vir my 'n horrible tyd gewees. Ek het baase gehad wat my so uitgehaal het as gevolg van my geloof, as gevolg van wie ek is. Baase wat vatterig probeer raak het. Ja, het gebeur met mans ook. En die Here het op die stadium vir my gesê, want ek het kwaad geraak vir hom. Ek was soos, Here, hoekom? Ek is nie elke Sondag in die kerk, ek serve in die band, ek draai mense se harte by U kry. Hoekom gebeur al hierdie goed met my? Ek kan nie verstaan hoekom moet ek nou so moeilike pad stap nie. En die Here het hard vir my gesê, luister gou mooi. Ek het nooit bedoel vir jou om al hierdie goeters deur te gaan nie. Dit was nie my plan nie. Daar was nie 'n groter doel daar agter dat jy iets moet leer nie. Jy het dit self gaan uitsoek en gekies, want jy het gedink dit is al wat jy werd is. Harde woorde. En die dag toe ek daai snap, het my hele perspektief verander. Want jy het agtergekom, my value word deur myself bereken in my kop. En het ek intussen tyd iets massive bereik van daai tyd tot nou toe? Nee. Soos dat ek hier staan, sal almal na my kyk en sê, baie geluk, jy's 'n baie average mens. Congratulations. Maar vir my was dit huge geweest om my klein stappies te vat, net om hier te kan staan op die einde van die dag. En ek dink ook, Jesus het dieselfde gedoen. Want Jesus het gedoen,
presies waarvoor God hom geroep het om te doen. En God was wel tevrede met hom gewees. Jesus het nie baie ver gereis nie. Hy het nie 'n private jet gehad en op 3 verskillende stede elke dag gaan gesels. Hy het nie honderde kerke geplant terwyl hy hier op aarde was nie, en hy het self min volgelinge gehad. 12 disippels en op die einde van die dag, dink ek was daar omtrent 120 mense in die bokkamer, voordat die Heilige Gees uitgestort het. Maar hy het gedoen waarvoor God hom geroep het om te doen, en God was wel tevrede met hom. En dan dink ek aan alles wat ek hier in my kop gehad het, dat ek huge wou doen, en ek moet by 100 stede uitkom, en ek moet oor die wêreld gaan, man, die Here het my geroep vir iets huge. En dan sê die Here vir my, okay, maar wag net gou. So volgens jou eie maatstaf van wat sukses is, was my eie seun Jesus 'n failure. Hard. En op die einde van die dag, maak dit nie saak wat jy doen of bereik in jou lewe, wat groot of klein is nie, maar dat jy gedoen het presies waarvoor die Here jou geroep het, en dat hy tevrede is met jou lewe. Ons sit soveel druk op onsself om elke dag meer en beter en nog te hê en te doen en te bereik, dat ons op 'n permanente treadmill vasgevang is, waarvan ons nie kan afklim nie, en dit is uitputtend. En al wat ons bereik op die einde van die dag, is om ons eie gesondheid, ons geestelike gesondheid, ons families in die proses af te skryf. So kom ek stel dit so, in plaas daarvan dat jy elke dag in die spieël kyk en jouself vra, man, wat kan ek vandag bereik? Kom ons kyk in die spieël en vra, Here, wie kan ek begin word om U tevrede te stel? Nou kan ek dit so vra, soos wat jy hier sit vanoggend, kan jy 100% met 100%like sekerheid sê, jy is guaranteed tevrede met jouself, in alle aspekte. Want ek kan nie soos ek hier staan nie. Die Here werk nog soveel met my, en daar's soveel goed wat ek nog moet loskom in my eie kop en my eie mindset, dat ek ook net elke dag opstaan en sê, Here, hoe nou, waartoe? Wat is die fruits wat in jou lewe is? As gevolg van jou verhouding met God. Lyk dit nog dieselfde as wat dit gelyk het 5 jaar terug, of die dag toe jou hart vir die Here gegee het? Of kan 'n mens actually sien in jou opdrag en wie jy is, in jou karakter, dat jou verhouding met God versterk het deur die jare? En dan dink ek so aan Henoch, die Engelse Bybel sê Enoch, ek ken dit beter, wat so 'n amazing verhouding met die Here gestap het, elke dag het hy net gesê, daai ou wil ek by my hê, opgeraap hemel toe, daar gaan jy. Dit is die tipe verhouding wat ek met die Here wil hê. En interessant, wat hulle genoem het, Jesus se eerste 30 jaar van sy lewe, is daar nie veel van opgeteken in die Bybel self, wat ons van kan lees nie. Ons begin maar eintlik regtig eers om leer ken, wanneer sy bediening begin het. En is dit nie dalk, miskien, dat die Here alles stilgehou het van daai era van sy lewe, om vir ons te kan wys, dat selfs in jou stilte, is hy tevrede met jou. Ons hoef nie altyd 'n big fanfare en 'n hoo-ha te maak en wat ook al nie, net daar waar ons is, in ons eie stilte tyd, kan God tevrede wees met jou. Ek luister hierdie week 'n program op Impact Radio, en hulle praat so, en hulle noem sommer 'n statistiek, en hulle sê, daar is omtrent so 2.4 biljoen Christene in die wêreld, en toe vra hulle nogal die vraag, as daar 2.4 biljoen Christene in die wêreld is, en almal leef regtig soos wat Jesus geleef het, hoe sou die wêreld gelyk het? En obviously was daar Gen Z wat besluit het, ons gaan 'n ChatGPT toevat, en ons is altyd een van daai, en hy vra toe vir ChatGPT, luister, hierdie is die vraag, hoe sou die wêreld gelyk het? En 'n robot, wat geen gevoel het nie, wat nie subjektief oor iets kan dink nie, wat objektief antwoord, vraag en antwoord, hierdie was sy antwoord gewees, kom ons hoor gou. If all 2.4 billion Christians truly acted like Jesus, selflessly loving others, forgiving enemies, caring for the poor, healing the sick, and living humbly, the world would be radically different. Some possibilities. 1. Less poverty and suffering. With billions of people actively feeding the hungry, providing shelter, and caring for the sick, poverty and homelessness would decline dramatically. 2. Radical forgiveness and peace. Wars, violence, and revenge would decrease as people prioritized love, understanding, and reconciliation over conflict. 3. No corruption or greed. Business, politics, and leadership would be based on honesty, humility, and service rather than personal gain. Wealth would be shared more equitably. 4. A stronger sense of community. People would genuinely look out for each other, eliminating loneliness and isolation. 5. Justice and mercy in perfect balance.
The criminal justice system would focus on restoration and rehabilitation rather than punishment. 6. Environmental stewardship. People would take better care of the earth, seeing it as a gift from God rather than something to exploit. 7. A different economy. Instead of consumerism and materialism, people would prioritize relationships, generosity, and ethical business practices. 8. Faith without hypocrisy. Christianity would be more attractive because followers would genuinely reflect Jesus' love rather than just preaching it. The world wouldn't be perfect, human nature is still flawed, but it would be far more compassionate, just, and peaceful. What do you think would be the biggest change? Imagine. Dit klink so eenvoudig. As omtrent die derde van ons wat op die aarde is, regtig soos Jesus geleef het, kan die wêreld so lyk. Maar dan is die vraag, leef ons regtig soos Jesus? Maar die wêreld lyk nie so nie. En dit vat net 'n derde van ons om so 'n groot change te kan begin maak. Maar gelukkig is daar 'n paar goed wat ons kan doen om net bietjie nader aan die Here te beweeg en om meer aanneemlik vir hom te kan wees. En klein stappies wat ons vat elke dag, moet ons nooit onderskat hoe groot die impak kan wees om ons karakter in lyn te kry met wat die Here vir ons wil hê nie. So hoe verander jy jou karakter om meer aanneemlik vir die Here te kan wees? Nommer 1, mik hoor. Kom ons hou op om Christene te wees met wie God okay is. God verwys nie na Jesus sy seun en sê, hier is my geliefde seun met wie ek okay is. Maar eerder, hier is my geliefde seun met wie ek wel tevrede is. Kom ons wees beter as die wêreld. Kom ons wees nie een voet in die wêreld en een voet in die hemel en ons kom elke Sondag kerk toe en soos pastoor laasweek gesê het, maar dan gaan ons huis toe en dan gaan skinder ons verder nie. Want dit help nie. Of nog 'n voorbeeld. God was ook okay gewees met Israel wat gevra het vir 'n aardse koning. Dit beteken nie dit het hom tevrede gemaak nie. Inteendeel, dit het hom baie seer gemaak. Want God wou self die Israeliete se koning gewees het van die hemel op die aarde ook. Nommer 2. Jou karakter word nie per ongeluk aanneemlik vir die Here nie. Jy mik daarvoor. Jy moet in die oggend opstaan en sê, Here, convict my in my hart. Waar is ek besig om van die pad af te loop wat nie volgens U wil is nie? Want Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof kan jy nie die Here tevrede stel nie. En nommer 3, nader tot God en hy sal tot julle nader. Jakobus 4 vers 8. Ons moet daai tree na die Here toe gee. Hy wil so graag 'n naby verhouding met elkeen van ons hê, maar jy moet daai eerste tree gee. En ek dink altyd in my kop, as ek daai eerste tree gee, gaan die Here dit nog 2 gee. Vir elke een wat jy gegee, die Here 2, maar hy verwag dat jy daai eerste stapie van geloof gee en daai eerste tree nader aan hom sodat hy nader aan jou kan beweeg. En soos ek sê, moenie die krag van 'n klein stapie onderskat nie. Maar die impak waarvoor die Here jou gebruik om sy wil op aarde uit te beleef, sal jou ver uit oorleef. En dit is iets vir my om na uit te streef. En op die einde van die dag, wanneer ek my laaste kubaai het op aarde, wil ek letterlik net voor die Here staan en hoor, well done, my good and faithful servant. That's it. Kom ons sluit die oë. Here, ons weet partykeer met ons harde woorde hoor, en partykeer convict U ons eerder as om vir ons 'n sagte woord te gee. Maar Here, daar is nie plek in my hart vir meer as een God nie. Daar is nie plek vir my om een voet in die wêreld te hê en een voet in die hemel te hê nie. Vader, ons bid en ons kan vra, kom bly in my hart. En neem elke hoek en spasie van my hart oor, sodat daar geen plek vir enigiets anders behalwe U is nie. Kom lei my in elke gedagte in my hart na U toe en laat my besef dat alles wie ek is en wat ek doen meer belangrik is as die to-do-lys wat ek elke dag vir myself in my kop skryf. Kom reinig my en maak my dit wat vir U belangrik is, belangrik vir my. I surrender to your will, God. As jy vanoggend hierso sit en dit is die eerste keer wat jy jou hart vir die Here wil gee, of jy het 'n baie vreemde pad geloop en jy het ver weg van die Here af beweeg, is hier 'n geleentheid vir jou om nader aan God te beweeg. Ek wil hê terwyl jy oë toe hou, as jy jou hart vanoggend vir die Here wil gee, wil ek jy moet net vinnig jou hand op en af sit.
Niemand gaan jou sien nie, almal se oë is toe. In feite, dit maak nie 'n saak wie langs jy sit nie, want dit is jou tyd met die Here. Wil ek jy lig net vinnig jou hand op en af. Om net te sê, Here, hier is ek. Vader, hier is ek vanoggend. Ek dank U vir die geleentheid om 'n encounter met U te kan hê. Ek dank U, Here, dat ons partykeer harde woorde kan hoor, maar wat ons kan help om nader aan U te beweeg. Vader, ek gee oor aan U. Ek vra dat U my sal vergewe, Vader. Kom lei my op die pad wat U my wil hê. Vader, ons glo in U, glo in die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons is so ongelooflik lief vir U. In Jesus naam. Amen. Amen.